Hemelvader, dankie dat ons kan weet, dat U ons lief het, dat U werklik vir ons omgee, dat U Here God hier by ons is. Here, U het alles gemaak, en U hou alles in stand. Here, maar ons moet bely, dit voel nie altyd vir ons so nie. Dit voel asof alles net uit mekaar uitspat, asof alles verkeerd gaan met tye, en dan raak ons bekommerd. Ons wil kom stil wees voor die Here en kom pleit dat U deur die Heilige Gees en die woord met ons vanmôre sal praat. Ons sal aanraak en U woord vir ons sal gee, die lewe wat van U afkom. Praat met ons, Here. Ons luister. Maak ons ore oop om te verstaan. En ons fokus om op U ingestel te wees. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. En jou vra om saam met my te blaai na Handelinge 9 toe. Handelinge 9, ons gaan lees van Saulus se bekering. Saulus is nou wat later Paulus genoem word, maar in hierdie gedeelte nog Saulus. Handelinge 9 van vers 1 af. Handelinge 9 vers 1. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriesters toe gegaan om van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en het 'n stem vir hom oorsê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is die Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is my wat jy vervolg, maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Paulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy niks sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep: Ananias. Hier is ek, Here, het hy geantwoord. En die Here sê vir hom: gaan dadelik na die Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom, wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê: Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy aan die mense wat in U glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met die volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat U naam aanroep. Toe sê die Here vir hom: gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom en hy het Saulus die hande opgelê en gesê: Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe hy op pad hierheen was, het my na jou gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop en het geëet en sy kragte herwin. Lees tot daartoe. Glo jy dat God die onmoontlike kan doen? Ek weet nie wat jou omstandighede is nie, en ek weet nie hoe dit met jou gaan nie. Maar wat ons lees in hierdie gedeelte,
het dit swaar gegaan met die kerk van die Here. Daar was 'n klomp Jode wat hulle vervolg het, wat nie wou gehad het hulle moet in Jesus glo nie. Daar was 'n klomp Jode wat van hulle begin doodmaak het. Ons lees in Handelinge 7 dat hulle Stefanus, een van die eerste diakens doodgemaak het. En daar was 'n jong man wat bygestaan het en hulle klere opgepas het, en die man se naam was Saulus. Saulus was heel ingenome met die feit dat Stefanus gestenig is. En hierdie Saulus het soos 'n besetene te kere gegaan. En hy het die Christene vervolg. Hy het briewe gekry van die Joodse Raad. Nou hulle het die mag gehad om mense in die tronk te gooi. Hulle kon hulle nie doodmaak nie, tensy hulle nou as 'n massa iemand sou stenig. Maar hy het briewe van hulle gekry om hierdie mense te vang en in die tronk te gooi. Nou, partykeer kry ons weerstand as ons sê ek is 'n Christen of ek glo of iets van die aard, maar ons ervaar nie wat hierdie mense ervaar het nie. Dit het regtig met hulle swaar gegaan. En hierdie Saulus karakter was nogal 'n ergerlike mens te wees. Hy het spesiaal gereis na Damaskus toe, 'n hele entjie van Jerusalem af, want hy het gehoor dat daar Christene is. En hy wou hulle bykom, hy wou hulle in die tronk gooi, en hy wou hulle straf, want hy wou hê mense moet ophou om in Jesus te glo. Nou ek en jy kry nie daai swaar kry nie. Ons het swaar kry op 'n ander vlak. En nou sou mens dink die Here gaan hierdie ou nou stop op 'n manier en hom straf, want hy is besig om skade te doen aan die kerk. Nou ek weet nie wat jou plan nie, ek weet nie wat jou probleem is nie, en ek ken nie jou gebed nie. Miskien bid jy vir verandering in jou lewe, miskien bid jy dat die Here iets nuuts moet doen. En die Here kom en hy stop vir Saulus. Ons kan sê hy het hom van daai perd afgeklap teen die grond. En nou sal 'n mens dink, okay, hy het nou vir Saulus daar teen die grond en nou gaan hy hom bymekaar maak en hom veroordeel oor al die slegte goed wat gebeur, maar hy doen dit nie. Jy sien, God werk nie soos ek en jy werk. Ons dink dat die Here ander mense moet bykom wat teen ons is. Ons dink dat dit die regte ding is om mense te veroordeel en te straf wat nie soos ons dink nie, nie soos ons optree nie en teen ons is. Ons dink dat God moet dink soos ons dink en ons situasie moet verander soos dit in ons koppe inpas. Maar hy werk nie so nie. Hy keer vir Saulus voor en hy sê vir hom, wat maak jy? Waarmee is jy besig? Nou moet ons onthou, Saulus het gedink hy's reg. Hierdie mense wat in Jesus glo, dwaal af en hy wil hulle stop. Hy het gedink hy werk vir die Here. Nou moet dit vir ons iets sê vandag. Partykeer vang ons goed aan, omdat ons dink dat as Christen doen ek die regte goed. Maar ons doen dit nie altyd. Ek moet in dit wat ek doen, moet ek partykeer tot stilstand kom. Ek net vir myself vra, maar waarmee is ek besig? Is ek besig regtig om vir die Here te lewe, vir die Here te werk, of doen ek net wat ek voor lus kry, en sit ek net vir myself 'n regmerkie daar agter? Want dit is wat Saulus gedoen het. Hy was woedend. Die Bybel sê vir ons dat hy soos 'n besetene te kere gegaan het. Nou ons kan self baie keer opgewerk raak oor goed wat verkeerd loop. En ons self regverdiging gee dat dit eintlik van die Here afkom. En ons kan sê dat dit reg is, want ons dink mos dit is so. Saulus het dit gedink. Hy het dit gedink, tot die Here vir hom sê, wat doen jy? Jy's besig om my te vervolg.
Nie die kerk nie. Jy is besig om my skade aan te doen. Jy werk nie positief met jou eie saak nie. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken ek en jy moet na ons eie motiewe gaan kyk. Hoekom ons goeders doen? Doen ek dit vir die regte redes? Is my motiewe suiwer? Is my hart suiwer voor die Here? Is ek besig om te doen wat God sê, of is dit my eie idee? Jy weet, ons maak nie beelde en aanbid dit nie. Ons het ander afgode, en daardie afgod is my idee. En my idee is vir my belangriker as wat ander mense sê. My idee is vir my partykeer belangriker as wat werklik in die Bybel staan. En dan glo ek dit. En dit is wat met Saulus gebeur het. Hy het geglo dat almal wat in Jesus glo moet doodgemaak word en in die tronk gegooi word. En hy het hulle met die dood gedreig en hulle in die tronk gegooi. Tot Jesus vir hom gesê het, wat maak jy? Partykeer het ek en jy nodig dat die Here na ons toe kom en vir ons sê, maar wat maak jy? Waarmee is jy besig? Wat is aan die gang met jou lewe? Net om 'n bietjie wakker te skrik en te vra, maar wat is aan die gang? En dan kom daar nog 'n karakter in die prentjie, 'n man met die naam Ananias. Ananias was 'n gelowige gewees, iemand wat die stem van die Here duidelik gehoor het. En die Here sê vir hom, gaan na Saulus toe en gaan bid vir hom. Ananias sê nee, Here, ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan dit nie doen nie. Hierdie ou is boos. Hierdie ou is boos. Hoekom gaan ek iets goeds vir hom doen? Hoekom gaan ek vir hom bid? Hy is sleg. Gebeur baie keer met ons, dat ons goed hoor wat die Here op ons hart lê, of iemand vir ons sê, en dan sê ons nee, moenie eens met my daaroor praat nie, dit gaan nie help jy redeneer met my hieroor nie, ek het my idee hieroor, afgod, ek het my idee hieroor, en niemand gaan my 'n ander storie vertel nie. Ananias, hierdie gelowige, sê vir die Here nee, ek vertrou nie die ou nie, asof God nie 'n mens kan verander nie. Ons sê ons is Christene, ons sê ons glo in die Here. Maar glo jy dat God iemand kan verander? Glo jy dat iemand wat moord uitskree, moord uitsing, sy hart kan verander? Ons glo dit nie. Ons glo dit nie. Ons sê, hy of sy is maar so. Hulle gaan nie verander nie. Ons sê hulle is maar so. En ons beperk God in wat hy kan doen. Jy sien, dit beperk ons eie geloof. Want as ek nie glo God kan iemand anders verander nie, dan glo ek God kan my ook nie verander. God is in staat om te kan doen meer as wat ek kan bid of dink. En anderster as wat ek kan bid of dink. Jy sien, ons is groot gemaak op 'n sekere manier. Ons het die Here leer ken op 'n sekere manier, en nou moet dit so bly. Moenie my kaas kom skuif nie, sê ons. Moenie my goed omkrap nie, moenie my goed deurmekaar krap nie. As jy wil weet of iets waar is, gaan lees die Bybel. Staan daar. Jesus sê vir Ananias, gaan, want hierdie bose ou gaan ek 'n sendeling maak. Hierdie bose ou wat besete is, gaan ek gebruik om die grootste deel van die Nuwe Testament te skryf. Hierdie bose ou wat jy nie vertrou nie, is ek besig om te wys
Nie net wat hy vir my moet doen nie, maar hoeveel hy vir my moet lei. Jy sien, God se manier van doen is anderster as ons manier van verstaan, ons manier van doen. Ons sit goed mooi in boksies, en dit moet pas in ons boksies, en dit moet uitwerk, soos ons dit in gedagte het. God moet inpas in my boksie, en dit werk nie so. Hy is God, hy werk anderster, hy werk radikaal anderster. En hy kom, en hy sê vir Ananias, gaan bid vir hom. Gaan bid vir hom, want hy is die sendeling wat ek uitgekies het. Van al Jesus se disippels, was daar een ou gewees, wat teologiese opleiding gehad het. En die Bybel sê vir ons, hy was soos 'n besetene gewees. En God het hom verander. En hy het die grootste deel van die Nuwe Testament geskryf. Saulus, of soos ons hom ken, Paulus. Ek en jy moet besef, ek kan God nie beperk tot my manier van verstaan nie, tot my manier van dink nie. Ek kan nie vir God sê, hy kan net so maak. God kan anders optree as wat ek kan dink. En selfs anders as wat ek kan glo. My kop moet oop wees om te glo dat God in staat is om meer te doen. As ek na 'n situasie kyk wat vir my totaal onmoontlik lyk, dan mag ek maar daarmee na die Here toe gaan. Ek mag vir die Here vra om die onmoontlike te doen. Ek mag vir die Here vra vir 'n wonderwerk. Want hy is 'n God van wonders. In die negatiefste van situasies kom die Here en hy vat die een wat die negatiefste is en hy draai hom om. Hy draai hom om en hy maak van hom 'n sendeling. Wie is ek en jy om vir God voor te skryf? Miskien moet ons gaan sit en gaan dink. Wie is God en wat kan hy doen? Miskien het jy 'n teleurstelling ervaar. Miskien sê jy vir jouself vanmôre, die lewe is teen my. Dinge gaan nie vir my uitwerk. Miskien is jy baie onseker. Miskien is daar iets wat jou pla. En jy dink nie jy gaan nie uitkom nie. Lees wat doen God. Lees van die onmoontlike wat hy doen. Ons het so geleer en is in ons tong van om te sê, dit sal tog nie gebeur nie. Want dit het nog nooit gebeur nie. Ek kan nie sien dat dit sal gebeur nie. En dan sê God, ek is almagtig. Ek sal. 'n Melaatse kom na Jesus toe en sê vir hom, Here, as U wil, kan U my genees. En die Here sê, ek wil word gesond. God is God van die onmoontlike. En ek en jy moet leer om hom te vertrou vir die onmoontlike. Maar dit moet uit geloof kom. Ananias het die Here duidelik oor praat. En hy het geweet dit kom van die Here af. En die Here het dit bevestig. Toe hy vir Saulus hande oplê, het die skille van sy oë oopgegaan. En hy kon opstaan en aangaan en hy het hierdie getuie vir die Here geword. Die Heilige Gees het oor hom gekom. En Jesus sê in Handelinge 1 vers 8 dat wanneer die Heilige Gees oor ons kom, dan sal ons getuies van hom wees. Ek moenie vir die Here sê om iets onmoontlik te doen en dan dit nie glo nie. Daar moet 'n getuienis uitkom. Dis die bewys dat dit van God afkom, is dat daar 'n getuienis
'n getuienis daar uitkom, dat iemand sal sê, ek kan sien dat dit werklik van die Here af is. Ek moenie nou net oralste gaan staan en sê, die onmoontlike moet nou gebeur nie. Dit moet werklik vanuit 'n verhouding met die Here kom. En dan moet bewyse daarna wees, dat dit werklik van die Here af is. God is nie 'n towenaar nie. Hy's 'n persoon. Hy's 'n persoon wat na my en jou kyk, en vir ons omgee. En vir ons sê, moenie bekommerd wees nie. Ek is by jou. Ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Hou vas aan my. Amen.